Weet ons skriflesing is vanmôre uit Lukas hoofstuk 8. Lukas 8. Ek gaan lees vanaf vers 4 tot vers 15. Voor ons lees gaan ons net saam bid. Almagtige God en hemelse Vader, ons Vader wat in die hemel is, ons dankie dat ons ook vanmôre weer eens in hierdie erediens voor U kan buig, Here, om aan U al die dank en die lof en die aanbidding van ons hart te bring. Ja, Here, dat ons net kan bely dat U is die soewereine God. U sit op die troon. U is die heerser oor U koninkryk. En U het ook gesê, Here, U koninkryk is nie van hierdie wêreld nie. Maar dankie dat U regeer oor dit wat in hierdie wêreld gebeur. Dat nasies en mense maar 'n stofdeeltjie is. En dat hulle maar pionne is in U hande, dat U dinge werk na U welbehae en in die besonder ook ten opsigte van U kinders. Sal U alles ten goeie laat meewerk vir hulle wat U liefhet en vir hulle wat na U voorneme geroep is. En dankie dat U steeds mense na U self toe roep en dat U vir ons daardie wonderlike belofte gee dat elkeen wat na U toe kom, U sal nooit sal uitwerp nie. Ja, al wat die Vader U gee, sal ook na U toe kom. En ons dankie daarvoor. En ons bid daarom in hierdie dag ook vir die kerk oor die wêreld heen, dat U dit sal seën. Plekke waar daar oplewing is, waar die mense in groot getalle die koninkryk binne gaan, dat U dit sal seën. Ook in ander plekke, Here, waar die woord getrou verkondig word, dat U steeds U naam sal vestig in die harte van mense. En ons vra dit ook in ons midde, Here, dat U ook vanmôre hier sal wees. Ons bid dat U woord aan ons harte sal seën, dat U deur die Gees dit vir ons sal oopmaak. Ons bid vir baie wat miskien nog op die pad is, vir baie wat weg is. Ons bid vir die boerderygemeenskap. Here, ons almal is in diep afhanklikheid van U. Ons weet, Here, dat ons maar net met die geloofsoog na U kan kyk. En dat U wat op 'n wyse manier ook ons lewens bestuur, ook vir elkeen van ons die regte tyd ook 'n uitkoms sal bied. Wees dan so vir ons genadig, Here. Ons vra dit om U naams ontwil. Amen. Lukas 8 vanaf vers 4. Uit die verskillende dorpe het aanhoudend mense na Jesus toe gestroom. En toe 'n groot menigte saamgekom het, het hy vir hulle 'n gelykenis vertel. 'n Saaier het uitgegaan om saad te saai. En by die saai het 'n deel op die pad geval. En dit is vertrap en die voëls het dit opgepik. En 'n ander deel het op 'n klipbank geval. En nadat dit opgekom het, het dit verdroog, omdat dit geen vogtigheid gehad het nie. Nog 'n ander deel het tussen die onkruid geval. En die onkruid het daarmee saamgegroei en dit laat verstik. Daar was ook 'n deel wat in goeie grond geval het. En dit het opgekom en 100voudige oes gelewer. Toe hy dit gesê het, roep hy uit: wie ore het en kan hoor, moet luister. Sy disippels het hom gevra wat die betekenis van hierdie gelykenis is. Hy het geantwoord: aan julle is dit gegee om die geheime van die koninkryk van God te ken, maar vir die ander bly dit by gelykenisse, sodat hulle kyk sonder om te sien en hoor sonder om te verstaan. Die betekenis van die gelykenis is dit: die saad is die woord van God. Die wat op die pad val, dui op mense wat die woord hoor. Maar dan kom die duiwel en neem dit uit hulle harte weg,
sodat hulle nie tot geloof kom en gered word nie. Die wat op die klipbank val, hy op hulle wat die woord met blydskap aanneem, wanneer hulle dit hoor. Maar dit skiet nie wortel nie. Hulle geloof hou net vir 'n tydjie. Die oomblik dat dit op die proef gestel word, gee hulle moed op. Die saad wat tussen die onkruid val, dui op die wat die woord hoor. Maar deur die sorge en die rykdom en die genietinge van die lewe, word dit gaandeweg verstik. En dit skiet nie saad nie. Die deel wat in die goeie grond val, dui op die wat die woord met 'n goeie en 'n opregte hart hoor en dit bewaar en deur volharding vrug dra. Tot sover die lees van die woord van die Here. Nou hierdie is 'n baie bekende gedeelte uit die Bybel uit wat ons mee groot word eintlik as kinders ook en as groot mense. Word ook in die verskillende evangelies, Matteus, Markus en Lukas, het al drie hierdie verhaal van die gelykenis van die saaiër. Nou as 'n mens oor die evangelie dink, die goeie nuus wat u en ek so gereeld hoor, dan is eintlik onverklaarbaar om daaraan te dink dat hierdie wonderlike boodskap en hierdie woorde oor die evangelie, dit wat Christus kom doen het, God wat die wêreld so lief gehad het, dat hy sy seun gegee het, en dat mense wat tot geloof gekom het al deur die eeue en seëninge van hierdie verlossing ervaar het en beleef het, vergifnis van sondes, die vryheid van die heerskappy van die duiwel en sy mag en regverdigmaking, die ewige lewe en vrede met God. Dit is moeilik om te verstaan dat mense wat dit alles beleef het en dat hierdie boodskap verkondig word aan baie mense. En dan is daar tog so baie wat dit verwerp. En dit is wat so onverstaanbaar is. Wie sou immers die ewige lewe afwys ten gunste van die ewige straf? Wie sou aan die hel wil vasklou en die hemel verwerp? Wie sou ewige vreugde en vrede afwys en eerder ellende en pyn verkies? Hoekom gebeur dit? Nou hierdie gelykenis gee vir mens ietsie van 'n antwoord waarom die meerderheid mense deur die geskiedenis heen die evangelie verwerp. En hierdie gelykenis is ook eintlik van kardinale belang in 'n regte begrip van evangelisasie of die verkondiging van die evangelie aan mense, of dit sendingwerk is of kerkwerk of wat ook al. Dat Jesus in hierdie illustrasie vir ons wys dat die probleem is nie die boodskap nie. En dit gaan nie oor die vaardigheid of die metode van die wat dit verkondig nie. Die bepalende faktor is die toestand van die mensehart. Die sukses van die oes hang af van die toestand van die grond. Dink dit sal enige boer ook vir u sê. Nou Matteus gee vir ons 'n agtergrond van hierdie gelykenis. Op die dag toe Jesus dit vertel het, het hy die huis verlaat waarin sy moeder en broers hom gesoek het en hy het na die oewer van die see van Galilea gegaan. Daarop het hy in 'n boot gaan sit en hy die menigte mense vanaf die boot het hy geleer. En daar was skares mense. Hulle het gestroom om te luister na hom. Hulle is aangetrek deur die nuus van sy krag om die natuur te beheer, om die bose geeste uit te dryf, om siekes gesond te maak en selfs die dooies op te wek.
En is getrek deur al hierdie wonderwerke en hulle het in massas gestaan dat hy in die boot bly sit het en hulle geleer het. Ons sien ook in hierdie gedeelte 'n baie belangrike ding. Hy vertel vir die skare die gelykenis, maar hy verduidelik dit net aan sy klein groepie disippels. Sal later sien waarom. Nou hierdie gelykenis was baie bekend gewees vir die skares wat na Jesus geluister het. Want Galilea was grootendeels ook 'n landboustreek. En moontlik terwyl Jesus geleer het daardie dag, was daar moontlik in die omgewing ook tonele van saaiers wat uitgegaan het om te saai. Die mense het dit geken. Dat die boer geloop het in sy geploegde land of langs sy geploegde land en sy hand in die saaisak gesteek het, die saad uitgehaal het en dit gestrooi het. Hulle het nie daai tyd sulke goeie planters gehad wat so presies plant soos vandag nie. En daardie saad het dan ook, omdat dit so versprei is met die hand, op verskillende tipes grond geval waarvan die Here hier 4 noem. Sommige het langs die pad geval. En Jesus verwys hier nie na 'n hoofweg of 'n snelweg nie, maar na 'n platgetrapte paadjie wat 'n smal stukkie bewerkte land of bewerkte lande van mekaar geskei het. En die boere het hierdie paadjies gebruik om toegang tot hulle landerye te verkry, en baie keer het reisigers dit ook gebruik soos hulle deur die platteland beweeg het om op hierdie paadjies te stap. Hulle was nie geploeg nie. En Israel is droog en semi-woestyn. En dikwels het hierdie paadjies so hard soos beton geword, baie hard. So die saad wat op hierdie paadjies geval het, kon nie die harde grond deurdring nie. Soms het dan kom soos die reisigers dan geloop het hulle hierdie saad dan vertrap. Andersins het die voëls ook gekom en dit opgepik. Die ander saad het op die rotsagtige grond geval. En Jesus verwys nie hier na los klippies en rotse nie, want dit sou heel waarskynlik deur die ploeg omgekeer gewees het en hulle kon dit seker verwyder. Maar hy verwys na 'n rotslaag wat net onder die oppervlakte was, dat daar 'n laagie grond was, en net onder dit was hierdie rotslaag gewees. Die ploeg het dit nie geraak nie. Maar die wortels van die plante kon dit nie deurdring nie. Die dun boonste laag kon nie genoeg volhou nie. En daarom het die plante verdor. En nog 'n ander deel van die saad het tussen die dorings geval. Dis 'n term hier wat algemeen gebruik word vir doringagtige plante. Dieselfde woord wat gebruik is vir die doringkroon van Jesus wat op sy kop gesit was. Nou hierdie stekelrige onkruid is nutteloos, maar baie skadelik vir die landbougrond. En selfs die noukeurige ploegwerk kon nie altyd al die wortels van hierdie onkruid verwyder nie. Die grond het dus baie keer goed gelyk en die boer het gesaai. Maar die tragiese was, buiten die saad wat daar was daar ook die ander lewe van die onkruid. En dit het vinniger gegroei as die saad wat gesaai is. En dit het die son geblokkeer, die vog en die voedingsstowwe uit die grond getrek. Die dorings het dus saam met die goeie plante gegroei en dit verstik. So die 3 soorte plekke waar dit geval het, die pad, die rotsagtige deel en dan tussen die dorings, maar gelukkig nie hopeloos nie, want daar was dan 'n kwart wat op die goeie grond geval het. En dit het gegroei en 'n oes gelewer. Hierdie grond het nie tekortkoming gehad nie.
was sag, was diep, was vrugbaar, vry van die onkruid. En dit het 'n goeie opbrengs gewaarborg. Dis die gelykenis wat Jesus vertel het. Dan sê in vers 10, hy het geantwoord, aan julle is dit gegee, het sy disippels geantwoord, om die verborgenhede van die koninkryk van God te ken, maar aan die ander deur gelykenisse, sodat hulle terwyl hulle sien nie, en terwyl hulle hoor nie verstaan nie. Want 'n mens wonder, hoe is dit dan Jesus dan in baie gevalle, het hy gelykenisse vertel, maar sy verduideliking was net aan sy disippels. Nie aan almal nie. Dat Jesus daarop wys dat sy ware disippels en die wat hom volg en hom werklik wil verstaan, hulle gaan die voorreg hê om die geheimenisse van die koninkryk van God te ontvang, hierdie verborgenhede oor die heerskappy van God en sy koninkryk. Maar die ander, sê hy, die skare wat dit aanhoor, wat hom nie werklik wil volg nie, dit gaan verborge bly vir hulle. Die wat opreg is, gee die Here die antwoorde. Maar hy verberg dit vir die wat volhardend ongehoorsaam net glad nie belangstel nie. En dan haal hy aan uit Jesaja 6 vers 9 tot 10, dat hierdie mense, sê Jesaja, sal sien en tog nie sien nie. Hulle sal hoor en tog nie hoor nie. En dit het eintlik deel vorm van 'n oordeel oor 'n mens se lewe, dat daar is die lig, maar jy bly blind. Jy bly doof. So nadat hy dan hierdie gelykenis vertel het hy hom gerig tot die disippels en vir hulle verduidelik dat hulle kan verstaan waaroor dit gaan. Die saaier, Jesus self, die woord bedien, maar ook elke ander mens en prediker en elke Christen wat deur die eeue heen die woord van God verkondig, is die saaiers. Hulle dra die woord vanuit, elke gelowige eintlik, elke prediker saai die woord. Die saad, ek sê, is die woord van God. Die saad is die woord van God. Dis die kosbare waarheid van die evangelie. En dit word gesaai deur die saaier, omdat soos 1 Petrus 1 vers 23 sê, julle is wedergebore nie uit verganklike saad nie, maar uit onverganklike, deur die lewende en die blywende woord van God. Hierdie saad van die woord is nie kunsmatig nie. Dis nie mensgemaak nie. En enige poging in die kerk is ook so lief daarvoor om dit te doen, dan dink hulle die Bybel is nie genoeg nie, ons moet ander metodes probeer bewerk, wat meer aanvaarbaar sal wees. Galasiërs 1 vers 8 tot 9, dit is eintlik 'n anathema, dit is 'n vervloeking. Want daar is net een onverganklike saak en een blywende woord, en dit is God se woord. Die grond stel die hart voor. En dit is selfs 4 tipes dan om te beskryf die toestand van die mens. En dis amper universeel. Onder alle mense, oor die wêreld heen, om te verstaan wat gebeur as die evangelie verkondig word. Soos ons gesê het, die eerste, die pad. Langs die pad het die eerste groep saad geval. Waarna verwys dit? Verwys na hierdie harde, platgetrapte grond waar die mense op gereeld loop. En in 'n geestelike sin is dit die hart van die ongevoelige mens. Die hart wat al verhard is.
Die Bybel word verkondig, maar daar's geen ontvanklikheid vir die evangelie. Jy kan net sowel met hierdie bank praat. Jy kan net sowel met 'n klip praat. Dis morsdood. Hy hoor die woord van God, hy hoor van die liefde van die Here, maar hy's kliphard. Ongevoelig. Simbolies van die wat die evangelie hoor, maar dit reguit verwerp. Eintlik simbolies van mense wat jaar in jaar uit ook in die kerk kan sit. Hy hoor die Bybel, maar niks in sy lewe verander ooit nie. Niks. Niks raak hom meer nie. As niks van die warmte van die evangelie in sy hart en sy lewe nie. Hy's so koud soos 'n dooie vis. As die Engels sal sê, gospel hardened. Soos 'n pad gery, oor en oor. Het dit gehoor, is verkondig, gehoor, getrap, verhoor, trap. Verwerp dit. Ou Testament verwys na hardvogtig, hardnekkig. Hulle is rigied in hulle onverskilligheid en verhandigheid teenoor die evangelie. En dit word eintlik aangevuur deur 'n liefde vir sonde en vir hulle eie pad. Hulle hoor die woord, staan daar. Dis nie die ver nie, dis nie die in die heidenlande nie, nie almal die buite die kerk nie. Hy sê hulle hoor die woord, die evangelie. Hulle is blootgestel daaraan aan die woord van God. Maar daar's geen innerlike respons. Daar's geen geestelike ontvangs nie. Hulle is geestelik doof. Hulle hoor die woorde. En hulle is in baie gevalle ook nie ateïste nie. Hulle kan in baie gevalle ernstige, uitermate godsdienstige mense wees. Die Joodse leiers, die skrifgeleerdes en die fariseërs is juis 'n voorbeeld daarvan in die tyd van Jesus. Hy sê dan, daarna kom die duiwel en hy neem die woord uit die hart weg. Dit is eintlik 'n geweldige waarskuwing hier gee, 'n observasie hier maak, dat hy sê die duiwel is so aktief. Hy beweeg nie daar onder die sataniste net nie. Hy's aktief waar die woord verkondig word. En hy kyk daar na die een wat nie werklik hierdie woord wil ontvang nie, dat hy onmiddellik as hy sien daar so 'n mens, hierdie hardvogtige mens, hierdie onverskillige mens, dat hy daardie saad so gou as moontlik kan oppik. Hy wil dit steel. Hy wil daai waarheid vat, laat dit geen ingang in jou hart kan hê nie. Matteus 4 vers 15 sê dat die duiwel, hy neem dit met eens weg. Hy werk doelbewus. Hy werk vinnig. 2 Korintiërs 4 vers 4 sê, die god van die wêreld, die duiwel, het die gedagtes van ongelowiges verblind, sodat die lig van die evangelie van die heerlikheid van Christus nie op hulle sou skyn nie. Omdat die hart so verhard is, so ongevoelig is, het geen geestelike ontvanklikheid daarvoor nie. Vat die duiwel daai woord. Hy verblind jou. Hy gee jou verskonings om nie te luister nie, sodat jy nie die heerlikheid van die evangelie kan sien nie. Dat die lig van Christus nie op jou kan skyn nie, sodat jy in duisternis kan bly. Ja, hy sê sodat hulle nie tot geloof kom en gered word nie. Kan jy sien die doel van die duiwelse werk? Hy is aktief in hierdie wêreld. Maar hy is veral aktief daar waar die woord verkondig word, want hy wil mense weerhou daarvan om te glo. En jy kan sien hier die noue verbintenis tussen geloof en redding, dat hulle nie tot geloof en tot redding kom nie. Die grootste hindernis vir die redding van mense is nie 'n swak boodskap of 'n swak prediker nie, maar 'n verharde hart.
Die evangelie is kragtig. Maar waar jy jou hart toesluit en ongevoelig is, kan dit nie insink nie. Ons sê in die tweede plek, die rots. En die op die rots is hulle wat die woord met blydskap ontvang. As die eerste groep dan, die onverskilliges, die hardkoppiges, die wat hulle verhard. Hy kan jaar in jaar uit in die kerk sit en hy het nie 'n stars van die verstaan van die liefde van God vir hom nie. Niks. As jy daar praat, dit raak nie sy hart nie. Daar's geen warmte vir God en vir die evangelie nie. Niks, is morsdood, dis die pad. Duiwel het die saad gepik, hy's weg. Maar hy sê as 'n ander groep ook. Hulle ontvang dit met blydskap. Hierdie tipe persoon ontvang die evangelie met entoesiasme, selfs met baie emosie. En hulle reaksie is aanvanklik positief, selfs opwindend. Hulle verwerp nie dadelik hierdie waarheid nie, hulle hoor dit, inteendeel hulle ontvang dit met hierdie vreugde en hierdie blydskap. Maar dit hou nie lank nie. Dit hou nie lank nie. Daar's geen aanduiding van vyandskap nie. Daar's geen aanduiding van enige onverskilligheid nie. Maar emosionele entoesiasme is nie gelykstaande aan ware wedergeboorte nie. Daarom sê hy daar's geen wortel nie. Geen wortel nie. Daar is geen diepte en volharding nie. Dis oppervlakkig, dis tydelik. Baie mense kan tot geloof kom of lyk of hulle gekom het, miskien nadat hulle 'n groot krisis gehad het om verskeie redes, miskien 'n gebroke verhouding, 'n dood van 'n geliefde, 'n werksverlies, ernstige siekte gediagnoseer en hulle verwagting is dan dat die Here al hulle probleme gaan oplos en dan gebeur dit nie. Dan keer hulle maar weer terug. Soos hy sê, hulle glo vir 'n tyd lank. Net vir 'n tyd. Dit is nie 'n blywende geloof wat tot redding lei nie. Hulle glo solank dit gemaklik is. Dit lyk of die seëninge volg, daar's nie swaar kry nie. Alles gaan goed. My finansiële toestand is goed, my gesondheid is goed. Ek volg die Here, ek prys hom. Maar wanneer die beproewing kom, die versoeking kom, die vervolging kom, dan verdwyn hierdie geloof. Mens kan sê in die woorde van Lukas 14, hulle het nooit die koste bereken nie. Nooit die koste bereken om Jesus te volg nie. Hy sê in Johannes 8 vers 31, as julle in my woorde bly, nie net vir 'n oomblik, vir 'n oogwink, maar julle bly daarin, is jy werklik my disipel. So in die tyd van beproewing en versoeking val hulle af. Hulle weet nie wat dit is om te volhard tot die einde nie. Jakobus waarsku 'n geloof sonder werke en volhardende geloof is dood. Die rotsagtige plekke. En dan is daar nog 'n derde plek waar hierdie saad van die woord val. Die wat in die dorings geval het. Hulle het gehoor. Weereens nie mense daar buite het gehoor. Hulle weet van. Hulle het 'n Bybel om te lees. Maar hulle stel aanvanklik belang in die evangelie. Daar's 'n mate van reaksie. Maar dan staan daar is dinge wat hulle nou verhinder. Soos die saad groei, kom die dorings en die distels ook op. Die son maak dit toe. Die saad kan nie meer so lekker groei nie meer groeikrag nie. En hy sê daar's 3 spesifieke hindernisse. 3 spesifieke dorings en distels wat die werking van die woord verstik en wat dit gou verdring.
En dis nie lyding nie, is meer amper plesier. Hy sê, eerste miskien iets anders. Die sorge en die bekommernisse van die lewe, die angste van jou alledaagse lewe, jou finansiële druk, jou gesondheid, jou verhoudings, oorweldig jou geestelike fokus. Jy is so bekommerd oor alles wat nou gebeur en dinge wat skeef loop. Jy kan nie meer op God konsentreer. Op sy woord, op sy roeping, op sy liefde nie. Jy verloor heeltemal fokus. Dis hierdie dorings en distels van sorge en bekommernis dit verdring jou. Jy kan nie groei nie. Rykdom is soeke na materiële voorspoed en besittings of status, laat min plek vir die woord om wortel te skiet. Jesus het gesê, Matteus 6 vers 24, julle kan nie God en mammon dien nie. Twee gaan nie saam nie. Hy sê, en die derde, die genot van die lewe. 'n lewe wat gefokus is op plesier, gemak, selfvervulling. Die koninkryk van God en sy geregtigheid. 5de, 10de in my lewe. Dis ver agter. 2 Timoteus 3 vers 4 sê, as hy oor die laaste dae praat, dan sê hy, beskryf hy die mensdom. Ek kan dit van vers 1 eintlik af lees, maar ek sit net so 'n stukkie daar. Mense is verraaiers, roekeloos, verwaand, meer liefhebbers van genot as liefhebbers van God. Hierdie dinge is nie noodwendig verkeerd nie, dit is nie verkeerd om geld te hê nie, dit is nie verkeerd om dinge te doen wat goed en lekker is in die lewe nie. Daar's niks meer verkeerd nie, maar as dit jou hoogste prioriteit is in die lewe, as dit bo Christus en sy woord is, as jy dit eers soek en dan die koninkryk, dan is dit verkeerd. Dan gebeur dit, soos hy sê, geen ryp vrug. Geen geestelike vrug en blywende resultate nie. Daar's moontlik nog 'n vorm. Daai saad probeer groei, die plantjie lyk of hy dan so 'n bietjie lewe nog het. Dit lyk of hy nog daar is. Is 'n gedaante, soos 2 Timoteus 3 vers 5 sê, mense wat 'n gedaante van godsaligheid, maar die krag daarvan het hulle verloon. Hulle geloof is onvrugbaar. En stilweg sterf hulle in die omarming van die wêreld. Maar die laaste deel, 'n kwart van hierdie grond wat gesaai is, en dis die wonderlike deel, die goeie grond, waar hierdie saad val. En wat in die goeie grond val, dit is die, nadat hulle dit hoor, die woord in 'n edele en 'n goeie hart bewaar en hou en met volharding vrug dra. Die goeie grond, simbolies van 'n mens wie se hart voorberei is, ontvanklik is vir die evangelie. Hierdie persoon word nie meer oppervlakkig afgelei deur die bekommernisse van die wêreld of deur sonde nie, maar het 'n nederige ingesteldheid teenoor die woord van God. Hosea 10 vers 12 sê, braak vir julle braakland. Maak vir julle 'n nuwe land. Berei dit voor. Geen boer of hy sal dwaas wees as hy plant sonder om 'n land voor te berei. Psalm 119 vers 8 sê so mooi, Psalm, die langste Psalm, langste hoofstuk in die Bybel, wat praat oor die liefde van die woord, sê, open my oë, dat ek kan sien die wonders uit u wet. Dis die hart van die goeie grond.
Here, open my oë. Kom nie so na erediens toe, gaan nie so na u Bybel toe. Here, open my oë dat ek kan sien die wonders uit u wet. Dis 'n goeie grondhart. Want is hulle wat die woord nadat hulle dit gehoor het, hulle luister met intensiteit. Dis nie net 'n fisiese aanhoor nie, maar 'n geestelike ontvanklikheid. Hulle neem dit ter harte. Staan met 'n opregte en 'n goeie hart. 'n Hart wat rein is voor God. Nie perfek nie, maar eerlik. Nie verdeeld nie, nie hygel nie. Hy bewaar hierdie woord. Psalm 119 vers 11 sê, ek het u woord in my hart gebere, dat ek teen u nie sou sondig nie. Ek het dit gebere, hierdie woord. Hy sê, dis die wat met volharding vrug dra. Hulle vrugte is nie net blote goeie dade nie, maar die uitvloei van 'n lewensveranderende werk van die Heilige Gees. Dit is nie net vinnig nie, emosioneel of tydelik nie, maar bestendig, selfs te midde van teëspoed. Die vrug van die Gees, Galasiërs 2 vers 22, is daar, liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid. Johannes 15 vers 5 sê hy wat in my bly en ek in hom, hy dra veel vrug. Hy kan nie anders. Hy kan nie anders. Om af te sluit, hoe lyk hierdie grond? Een van die aangrypende verse in die Bybel, Jesaja 66 vers 2. Wat die Here sê, hy's die groot God, hy's die skepper. Hy het nie nodig dat hy vir hom tempels maak waar hy sal woon nie. Maar by watter mens wil hy wees? Maar op hierdie een, sê hy, sal ek let. Die ganse skepping is in my hande, ek het dit daar gestel, maar op hierdie een, sê hy, sal hy let. Op hom wat nederig en verslaaf van gees is en bewe vir my woord. Wil jy hê die almagtige God, die skepper van hemel en aarde, moet na u kyk en op u let? Hy sê, dis die een waarna ek kyk, die goeie grond is nederige grond, die goeie grond is nie trots en selfgenoegsaam nie. Hy sê, dis die een wat nederig en verslaaf van gees is en wat bewe vir my woord. Hy het respek vir God. Hy het eerbied vir God. Hy het eerbied vir sy openbaring. Hy het 'n erns om God te gehoorsaam. Wat 'n wonderlike gelykenis van die Here Jesus. Wat vir ons vertel, as die woord verkondig word, die kosbare woord, dat dit op hierdie 4 verskillende plekke val. En die laaste punt om ook miskien te noem is, dat hierdie goeie grond bring voort, Matteus sê 30, 60 en 100voudig, hier staan 100voudig, die maksimum, die oorvloed. Meer as genoeg, is dit oorvloedig. En dat dit vir ons oproep, eintlik ook tot 'n gebed. Here, gee ook vir my 'n vrugbare hart van goeie grond wat baie vrug kan dra tot u verheerliking. Amen. Ons bid saam. Here Jesus, ons dankie dat ons ook in hierdie môre op hierdie gelykenis uit u mond uit kan hoor. Vir die troos wat daarin is. Vir ons wys op die krag van u woord. En dat die ontvangs daarvan altyd 'n oes gee. Daar's nooit 'n teleurstelling. Daar's nooit 'n gebrek. Daar's altyd 'n oorvloedige oes vir die hart, vir die mens wat dit ontvang in nederigheid en ontvanklikheid. Ons bid vir so hart, Here. Ons bid vir daardie genade, daardie werking van die Gees in ons lewens.
sodat, soos U ook sê, as ons in U bly en U in ons, sal ons veel vrug dra. Maar Here, dat dit ook vir ons oproep. Dat dit ook vir ons wys, dat 'n 3/4 van hierdie grond waarop die saad geval het, totaal niks opgebring het nie. Onvrugbaar was. En wees vir ons genadig, Here, in die tyd van U besoeking, in die tyd van U genade, dat dit vir ons lewe en hoop mag bring. Ons vra dit om U naam se ontwil. Amen.